Goeiemôre geliefdes. Hierdie nuwe dag is 'n gawe uit die hand van ons Heer. Die son wat opkom is omdat God dit so bepaal het. En daarmee herinner dit ons dat sy genade elke oggend nuut is en dat sy trou nooit ophou nie. Mag ons harte oop wees om sy stem te hoor en ons lewens bereid om sy wil te doen. Kom ons word stil, kom ons haal diep asem en onthou, voordat ons enigiets doen, is God reeds daar. Hy wag op ons, hy nooi ons uit om deel van hom te wees. Hy dra ons, hy is om ons, hy is vir ons, hy is in ons. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om sy liefde te leef en sy lig deur ons te laat skyn, soos wat die son opkom oor almal van ons. Geliefdes, ek is Dr. Pieter Boysen van die JCR MTS familie in die Oosrand. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068 577 9817. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons hemelse Vader. Aba Vader, ons Heer, ons God. Vader, waar begin ons om dankie te sê? Dankie te sê vir hierdie pragtige nuwe môre. Dankie dat U ons gespaar het deur die nag. Vader, aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding en al die seën. My Heer, wees so met ons deur hierdie dag. Behoed en bewaar oor ons. Vader, lei ons in U wil, sodat U wil in alles geskied. My Heer, ek vra dat U met ons sal wees deur hierdie boodskap. Vader, breek U woord vir ons oop en maak dit vir ons duidelik. In Jesus se kosbare naam. Amen. En amen. Geliefdes, as jy kan onthou, ons is besig met die wapenrusting van God. Na die vorige boodskap het ons gepraat so bietjie oor die borswapen van geregtigheid. As jy kan onthou, het staan in Efesiërs 6. Vanmôre gaan ons bietjie aan, die skoene van vrede. Efesiërs 6 vers 15. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Geliefdes, kan jy nog die 3 redes onthou hoekom God se wapen vir ons so belangrik is? Die wapenuitrusting, hoekom moet ons dit aantrek? Nommer 1, identiteit. Waarmee ons dan in die oorlog staan ons in die autoriteit en identiteit van ons koning Jesus Christus. Nommer 2, selfvertroue. Wanneer ons God se wapenrusting aantrek, dan ontwikkel ons die moed en die vrymoedigheid om wel in dit te kan staan. En dan nommer 3, standvastigheid. God wil sien dat sy kinders opstaan en staande bly. Nou hierdie skoene van vrede. Vrede is nie synoniem met oorlog nie. Dis inteendeel die teenoorgestelde. Daarom is hierdie vers so 'n bietjie buite die raamwerk van 'n soldaat wanneer ons verwys na vrede. Maar die skoene is 'n belangrike deel van elke soldaat se wapenrusting. Skoene mag dalk na iets minder lyk. Dis vuil, party van hulle is geskeer, stikkend. Maar sonder hierdie skoene sal die soldate se voete blootgestel word aan alle elemente. Dink bietjie self, as jy deur 'n bos loop, die skoene aan nie. Verseker gaan jy dorings optel. Jy gaan op skerp klippies trap. Skoene beskerm die soldate se voete en gee vir hulle die vrymoedigheid om op enige terrein te loop. En sonder die skoene is ons versigtig, maar met die skoene is ons braaf en vol moed. Ek hou dan van die manier waar die Amplified Bible hierdie skoene van vrede vir ons beskryf. Firm-footed stability. Wat beteken dit? Dit beteken standvastigheid, vlugvoetig. Dit laat my dink aan die bokke wat so rats teen die randjies opklim. Nommer 2, promptness. Met ander woorde, spoed en
tydsberekening. En dan nommer 3, readiness. Met ander woorde gereed, enthousiasties, lus vir die ding. Hierdie eienskappe gee vir ons die vermoë om die evangelie van vrede te verkondig. Wanneer jy die evangelie van Jesus glo, ervaar jy vrede ten spyte van die storms om jou. Met hierdie skoene van vrede is ons altyd gereed en bereid om enige terrein binne te staan. Enige terrein in te gaan waar die Heilige Gees ons lei. Daar waar ek en jy beweeg, moet ons hierdie vrede van God uitleef, sodat mense in hierdie besige, gejaagde lewe vrede kan ervaar, om stil te raak en God se stem te hoor. Hierdie skoene van vrede kan vir ons help om seker te maak, ons stap die regte pad, om altyd bewus te wees van God se teenwoordigheid van vrede. Ons sê gereeld, ons ervaar nie vrede nie, of ons het vrede oor hierdie besluit. Regtig, waar ons ook al met ons voete stap, stap God saam met ons, stap ons in die skoene van vrede, sal ons God se vrede ervaar, wanneer ons wel hierdie skoene aantrek, hierdie skoene van die standvastigheid om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die goeie nuus is, dit is Jesus se koms, sy geboorte, sy kruisdood, sy opstanding en sy hemelvaart. Dit, geliefdes, is 'n geskenk van die Heilige Gees. En dis ook wel die geleentheid wat ons het om vergewe te word van die sondes en om weer in 'n verhouding met God te staan. Geliefdes, dis ook die nuus, die goeie nuus, dat Jesus weer gaan kom. Mense het God nou meer nodig as ooit tevore. Kom ek en jy, ons, wees die ambassadeurs wat ons moet wees, manne en vroue van vrede. Geliefdes, ek los hier met Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In Jesus naam bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van duisternis van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel elke bose mag om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle van die bose kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees, die woord van God op. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Beklee julle dan met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om 'n goeie krygsman en vrou vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself aan U vandag, en ons weerstaan die duiwel, die Satan. Want in U woord is daar geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Vader, ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, die prinsdom van duisternis, se planne van Satan die duiwel, om te vernietig, te steel en te verslind, dat dit sal sterf en geen effek sal hê nie.
Vader, ons weet en glo dat daar nou lewe gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, verhoudings, finansiële, sy besighede en geestelike lewe. Geliefdes, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Amen en amen.